Net een leuen, geskryf deur S.C. Hatton. Hoofstuk 1 12 April 2023. Ek is jammer, mevrou van Linden. Die hand wat veronderstel is om vertroosting te bring, brand van die koue toe dit om hare vou. Sy wil haar hand wegruk. Sommer die mannetjie met sy kraal logies en windskewe strikdas aan sy bondkraag na die voordeur toe sleep. Maar sy het vra, 'n magdom daarvan. Watter een van die duisende vra sy eerste? 'n Bom. Emily se stem kraak. Dit is net nie moontlik nie. Haar brein kan nie die woorde in konteks plaas nie. Dit hang rond, ergens tussen die moontlike en onmoontlike. Sulke goed gebeur nie. Nie met gewone mense nie. Dit is oral op die internet en in die nuus. Sy was die hele middag besig om te pak. Haar klere, Zanner se klere. Oor 2 dae begin hul seiljagvaart na die Karibiese eilande. Hy was veronderstel om met 'n vinnige besigheidsbesoek voor hul vertrek in te pas. 1 dag, 1 nag. En nou? Ons sal seker 'n media-konferensie moet hou. Berthe staar verby haar. Hoe kan hy nou aan 'n media-konferensie dink? Sy sal vir Zanner moet bel, seker maak dat hy veilig is. Waar is haar selfoon? In haar kamer? Of het sy dit laas nog in die kombuis gehad? Haar kop wil net nie onthou nie. 'n Bom. Blykbaar kan haar mond nou net 2 woorde op 'n slag uitspreek. Is ooit 'n woord? Die man voor haar se oë trek op skreefies. Hy herhaal homself, stadig, woord vir woord, asof sy stadig van begrip is. Die huurmotor was op pad vanaf Sir Seretse Khama internasionale lughawe na die hotel toe die bom ontplof het. Waar is Zande dan nou? Daar is geen manier dat Zanner in die voertuig was wat ontplof het nie. Dit is net nie moontlik nie. Sy sou geweet het, 'n voorgevoel gehad het. Bertus vermy haar oë. Sy staar na sy adamsappel wat bewe wanneer hy sluk. Die altyd in beheer Bertus Oberholzer is vandag nie so in beheer soos wat hy voorgee nie. Steek hy iets weg? Verdraai hy feite? Of is hy self net nie seker nie? Sekondes tik verby. Jy is nie seker nie. Dit is nie 'n vraag nie, dit is 'n stelling. 'n Skoot in die donker. Hulle staar vir 'n oomblik na mekaar. Sy moet weet, die waarheid. Zanner moet net oukei wees. 'n Nuwe bruid begrawe nie haar man nie. Bertus verbreek eerste oogkontak. Sy Italiaanse skoene skwiek op die marmervloer toe hy van haar af wegstap. Waarheen wil hy vlug? Hy gaan staan voor die klipkaggel. Staar na die Irma Stern skets wat bo die kaggel hang. Sê dit net, wil sy op hom skree. Waar is my man? Net haar eie asemhaling en die ongeduldige tik-tok van die geel houtstaanhorlosie is hoorbaar. Sy kyk met die skets van die vrou. Die vrou se kop rus op 'n kussing. Sy lyk diep in gedagte met oë wat na niks in besonder staar nie. Vandag lyk daardie oë anders, amper hartseer. Toe Emily haar mond oopmaak om nog vrae af te vuur, praat Bertus. Ons het nog nie al die besonderhede nie. Bertus sak op die rusbank neer. Emily volg sy voorbeeld. Ons weet nie veel nie. Sy vingers woel sy eens netjiese agteroorgekamde hare deurmekaar. Hy lyk moeg, moer as gewoonlik. Die wasbeerkringe onder sy oë lyk donker teen sy bleek vel. Selfs die lyne langs sy mondhoeke vertoon dieper. Met Zanner uitstedig, rus daar nou meer as net die gewone bestuur van Caris Capital op sy skouers. Hy weet seker wat om te doen. Anders sou Zanner hom nooit as adjunk uitvoerende beampte aangestel het nie. Sy sal met reëlings tref, so spoedig moontlik in Botswana kom. Zanner het haar nodig. Selfs met 'n privaat vliegtuig as dit moet. Skoenlappers begin in haar maag fladder. Haal net asem, Emily. Jy moet dit net doen. Jy saam by Zanner moet uitkom. Selfs al is dit in 'n nou klein spasie. Sy staan op en begin soos 'n soldaat op en af beweeg.
'n mens kan nie sit en dink nie. Hoe gou kan ons reëlings tref om my in Botswana te kry? Haar stem bewe. Reëlings. Ja, Bertus, reëlings. Gee my 'n uur, minder. Dan is ek reg om te gaan. Ek neem aan ons gaan vlieg. Weer die gefladder in haar maag. Moenie nou daaraan dink nie. Dink aan Zanner. Dit is waarop sy moet konsentreer. Iets anders. Sy sal ander klere moet pak. Beslis nie die skrapse kleringstukkies wat nou haar tas vul nie. Dalk moet sy vir Zanner ook 'n paar stalle klere neem, net vir ingeval. Bertus vryf met sy hand oor die agterkant van sy nek. Die frons tussen sy wenkbroue verdiep al hoe meer. Ek dink daar is Hy maak keel skoon, drit met sy hande op die rusbank en kom soos 'n veel ouer man oorent. 'n misverstand. Meneer van Linden is nie besig om in 'n hospitaal te herstel nie. Hy praat in 'n stemtoon wat 'n mens veronderstel is om vir 'n kleuter te bære. Dit was 'n kragtige ontploffing. Emily hoor die woorde. Dit sink in, bietjie vir bietjie. Die branderigheid agter haar oë vererger. Moenie huil nie. Hoe seker is julle dat Zander in die motor was wat ontplof het? Haar stemtoon styg. Sy het reguit antwoorde nodig. Toe Bertus haar nie dadelik antwoord nie, herhaal sy die vraag. Was hy? Ja of nee? Ons vermoed dat meneer van Linden in die motor was. Hulle was net 3 mense wat vroeër vanoggend gevlieg het. Net 3. Daar was ook net 3 mense in die voertuig wat ontplof het. Emily se naels skerf halfmane in haar vel in. Hoekom weet julle nie of Sander in die motor was nie? Haar stem is niks meer as 'n fluistering nie. Sy forceer die trane terug. Die antwoord wat sy vrees, staan op sy gesig. Nee. Die woord weer galm in haar binnekant. Nie Zander nie. Asseblief net nie Zander nie. Die vertrek raak kleiner, nouer. 'n Onsigbare wese se vingers klamp om haar keel. Dit steel haar asem. Sy strompel na die naaste venster toe. Bewende vingers sukkel om die handvatsel raak te vat. Die venster moet oop. Sy moet asem kry. Alles bewe. Wat as haar asem opraak voordat die venster oop is? 'n ander hand verskyn. Help haar. Die venster skuif oop. 'n Koue briesie slaan teen haar wange vas. Dankbaar trek sy die lug diep in haar longe in. Asem. Die man wat langs haar staan praat. Sy stem is sag, asof die klank 'n ver afstand moet reis voordat dit haar bereik. Die liggame. Hulle kan nie die liggame identifiseer nie. Hoofstuk 2 13 April 2023 Hoendervleis slaan oor haar arms uit. Emily skuif dieper onder die beddegoed in. Die kamer voel soos 'n vrieskas. Sy draai na die venster. Dit staan waawyd oop. Geen wonder dit is so koud hier binne nie. Sonder dat sy na die deur hoef te draai, weet sy dat dit toe is. Die klaustrofobie was weg. Dalk nie heeltemal weg nie, meer sluimerend. Oop venster, toe deur. Oop deur, toe venster. Sy het nie 'n professionele opinie nodig om te verduidelik hoekom hierdie fobie die vorige aand weer aan haar toedeur en oop venster kom klop het nie. Sy weet. Dit is wat dit is. 'n Deur of 'n venster sal nou maar moet oop bly, selfs al bibber sy van die koue. En as dit te koud word in die kamer, kan sy altyd 'n ekstra kombers oor haar gooi of nader aan Zander skuif. Hy is altyd bakoond warm. Zander. Die vorige middag se gebeure spoel ysig oor haar. Vir 'n oomblik het sy vergeet. Haar keel begin dadelik brand, haar oë ook. Sy het die vorige aand veilig weggesteek agter 'n toekamerdeur, haarself die geleentheid gegee om uiting aan haar emosies te gee, om te huil, totdat daar nie meer trane oor was nie. Haar soutwater moes ergens in die vroeë oggendure opgedroog het. Dalk is trane soos moedersmelk. Dit verdwyn wanneer dit nie gereeld gebruik word nie. Watter rede was daar tog in die afgelope 4 jaar om te huil?
Haar lewe was perfek. Bertus het die vorige middag nie lank gebly nie. Kort nadat hy die nuus aan haar oorgedra het, het hy homself verskoon. Haar onvermoë om enige emosie te wys, het hom seker ongemaklik gemaak. Dood. Dit volg haar, soos 'n laatmiddag skaduwee. Eers haar ouers, gelyktydig. In matriek haar beste vriendin. Kanker haar tannie. Toe word Zander se ouers wreed vermoor. En nou, Zander. Dit maak nie saak dat die dood 'n ou bekende is nie. Dit word nooit makliker nie. Inteendeel. Dit laat haar net weer eens besef dat hoe kleiner die sirkel van haar hartsmense is, hoe minder mense hoef sy te begrawe. Nie dat daar genoeg mense in haar lewe is om eers 'n sirkel om haar te vorm nie. Haar sirkel is deesdae eerder 'n punt. Sy hou almal 'n armlengte van haar af weg. Al wie sy oor het is Neil, en natuurlik Nita. Sy het vir Neil laat weet, net 'n stemboodskap op WhatsApp. Hy moes die krake in haar stem gehoor het, want sy oproep het sekondes later deurgekom. Opgevolg met 'n stemboodskap toe sy nie haar foon beantwoord nie. Ek is op pad. Emily het omgekeer. Sy het tyd nodig gehad om die nuus te verwerk. Alleen tyd. Tyd sodat sy dit wat binne haar gewoed het, net kon loslaat. Neil het verstaan. Natuurlik sou Neil verstaan. Hy is een van die min mense wat haar regtig ken. Net soos wat hy haar ken, ken sy hom ook. Dit beteken dat hy nou enige oomblik voor haar deur gaan staan. Net sodra die son behoorlik op is. Emily lig haar kop, kreun. Laat sak dit weer terug teen die kussings. Daar was beslis nie antwoorde in die bodem van die bottel whisky nie. Daar gaan ook nie antwoorde in 'n tweede bottel wees nie. Die halwe bottel Jack Daniels het haar die vorige aand gehelp om te slaap, vir 'n kort tydjie laat vergeet. Vanoggend eis dit rente. Wat maak jy wanneer jou hele lewe in een oomblik handomkeer verander? Wanneer jou perfekte lewe versplinter en die stukke van dit wat eens volmaak was, nou na jou toe terugstaar. Die vinnige klop aan haar kamerdeur vibreer deur haar. Sy hou haar kop vas. Sy is net so uit oefening met drink as wat sy is met huil. Die deur gaan oop. Deur skreefies oë loer sy na die vrou in die huishoudster uitrusting. Die swart rok met wit boortjies span knap om haar groot liggaam. Waggelend beweeg die vrou nader. Nita se hele gesig vrommel soos 'n rosyntjie toe sy haar neus optrek. Dit stink soos 'n shebini binne. Emily kom met moeite oorent. Sy twyfel of shebeens hierdie beperkte weergawe van Jack aanhou. Miskien doen hulle. Nie dat sy al ooit in 'n shebeen was nie. Dalk het hulle ook 'n boonste rak vir al die eksklusiewe bottels. Sy wil Nita terg en vra hoe 'n kerkvrou, 'n gesiene dame in haar gemeente, weet hoe 'n shebeen ruik, maar die spot vorder nie verder as haar gedagtes nie. Haar humor is dood. Daardie deel van haar het die vorige middag ook afgesterf. Lig jou sterre. Jy gaan nie heeldag in die kooi lê en jouself bejammer nie. Nita se Noord-Kaapse aksent kom vanoggend weer sterk deur. Sy pluk die gordyne oop, Kom. asof sy skape aanjaag. Waar is Nita se liefde en omgee vanoggend? Ook dood. Nita verdwyn in die badkamer in. Emily hoor hoe die stort se krane oopgedraai word. Gaan stort. Beveel Nita toe sy terug in die slaapkamer kom. Ek gaan maak gou vir jou koffie. Sy snuif weer in die lug. 'n Sterk ene. Wat is die punt? 'n Skoon lyf en mond wat minder proe asof iets daarin gedood het, gaan nie vir Zander terugbring nie. Niks gaan nie. Zander is weg. Ai, my kind. Nita gaan sit langs haar op die bed. Haar hand raak vertroostend aan Emily se. Nattigheid blink in haar oë toe sy weer praat. Ek weet dit is moeilik, maar jy kan nie hier bly lê nie. Die lewe gaan aan vir die van ons wat agterbly. Waar begin sy? Met 'n stort. Met tyd raak dit beter. Die verlange, die hartseer. 'n Pofferhand vryf oor Emily se arm. Oormôre gaan die sterretjies weer skyn. Dit is 'n moeilike en lang pad, maar soos wat die dae nagte word en dan weer dae, leer 'n mens hoe om sonder jou swaan te leef. Swaan?
Nita se oë blink. Zander was jou swaan. Jou een keer in 'n leeftyd liefde. Wat maak 'n swaan wanneer hulle maat verloor? Gaan hulle dood van verlange of leer hulle om te leef sonder hulle ander helfte? Die voordeurklokkie skril deur die huis. Dis seker Neil. Al steunend en kreunend kom Nita oorent en stryk met haar hande die krekelose rok plat. Ek sal vir hom gaan oopmaak. En sommer vir hom iets kry om te eet. Daardie kind kom kuier altyd met 'n groot hongerte. Nita beduie met haar kop in die rigting van die badkamer waar die water steeds loop. Gaan stort voordat die water koud word. By die deur huiwer Nita. Dit is altyd die donkerste net voordat die son weer opkom. Hoofstuk 3. Neil staar by die oop venster uit toe sy instap. Sy vosbruin hare, net 'n skakering ligter as haar eie, lyk windverwaai toe hy na haar toe draai. Hoe ouer hy word, hoe meer begin hy soos hulle pa lyk. Dieselfde Romeinse neus en hoë wangbene. Baie mense dink hulle is 'n tweeling, selfs al is Neil 2 jaar ouer as sy. Hy groet haar met 'n drukkie. Soos die vorige aand, wil die dogtertjie binne haar begin huil, totdat daar niks meer oor is nie. Die volwassene weet van beter. Tog hou sy hom langer as nodig vas. Hy is nou al wat sy oor het. Sy sal hierdie morbiede gedagtes met stil maak. Dit en die chankende dogtertjie. Ruk jouself reg, Emily. Jy is 'n sterk vrou. Jy gaan hierdeur kom. Jy lyk 'n bietjie windverwaaid, sê Emily toe sy terugstaan. Enige emosies wat kan lei tot trane is veilig weggebêre, soos dit hoort. Het jy op pad na my voordeur 'n onderonsie met 'n hongerwolf gehad? Nie net een nie, sommer 'n trop van hulle. Almal gewapen met 'n mikrofoon, pen of opnemer. Joernaliste? Neil knik. Dit is 'n sirkus daar buite. Sy moes geweet het dat die pers een of ander tyd voor die huis gaan uitspan. Zander is immers die 3de generasie hoofuitvoerende beampte van Caris Capital, een van die grootste beleggingsmaatskappye in die land. 'n Knop vorm in haar keel. Zander is nie meer nie. Zander was. Het jy nog niks verder gehoor nie? Emily skud haar kop. Sy sal oproepe moet maak, presies uitvind wat gebeur het. En net so belangrik, hoekom dit gebeur het. Hoekom Zander? Dit moet toeval wees. Sy kan nie aan enige rede dink waarom enige iemand vir Zander sal wil leed aandoen of vermoor nie. Hy was seker een van die aangenaamste mense wat sy al ooit ontmoet het. Almal het van Zander gehou. Hy was 'n betroubare, vriendelike, omgee mens. Sy kon nie anders as om vir hom lief te word nie. Nita kom die sitkamer binne. Op 'n skinkbord balanseer sy 2 bekers koffie en 'n bak beskuit. Sy onderskep die glimlag wat Neil vir Nita flits toe hy die beskuit sien. Hoe enige iemand so baie kan eet en steeds so maar bly, gaan haar verstand te bowe. Neil neem die skinkbord en dra dit na die koffietafel. Ek sal 'n paar oproepe maak. Hy neem 'n sluk koffie. Emily knik en proe aan hare. Ekstra sterk en bitter. Ons sal seker reëlings moet tref om Zander terug in die land te kry. Is dit waar 'n mens moet begin wanneer jy die tyding kry dat jou man se liggaam in 'n ander land opgeblaas is? Met die vorige aand se trane, selfbejammering en Jack, was daar nog nie tyd om aan begrafnisreëlings te dink nie. Wou Zander begrawe geword het, of veras? Hulle het nooit hieroor gepraat nie. Sulke depressiewe gesprekspunte vorm tog sekerlik nie deel van die eerste 6 maande van 'n huwelik nie. Hulle het gedink hulle het nog tyd, jare, dekades. Nou is alles deurmekaar, onderste bo. Niks is soos wat dit moet wees nie. Jy is veronderstel om eers te trou, dan kinders, daarna kleinkinders. Dit is hoe dit moet wees. 'n Begrafnis moet gebeur na die kleinkinders, nie tussen trou en nog nie kinders hê nie. Hulle sou 'n sabbatsjaar neem, afskaal, daarop fokus om swanger te raak. 'n Klein erfgenaanpie of 2 wat die Caris van Linde naam kan voordra.
Dood was nooit deel van haar planne nie. Alles voel nog onwerklik. Dalk moet sy tog Botswana toe gaan, afsluiting kry. Ek gaan Botswana toe, spreek sy haar gedagtes hardop uit. Haar halfgedrinkte beker koffie word teruggeplaas op die tafel en sy kom oorent. Dit is wat sy moet doen. Wat wil jy in Botswana gaan maak? Nader aan Zander wees. Emily trek haar skouers op. Sekere gedagtes moenie hardop geuiter word nie. Neil staan op en beweeg met lang tree nader. Sy hand rus op haar skouer. Is jy seker dit is wat jy wil doen? Sy knik. Wil jy hom regtig so sien? Hy is haar man. Sekerlik moet sy liggaam kan uitken. Zander dra altyd sy trouring. Hy haal dit nooit af nie. Is dit ook nou weg? Hoe lyk 'n liggaam na 'n bomontploffing? Sal daar nog dele wees wat na Zander lyk? Die vorige dag toe hy haar gegroet het, het hy die horlosie wat Emily hom vir sy laaste verjaarsdag gegee het aangehaat. Agterop die horlosie het sy nog die woorde vir altyd laat grafeer. Hoe kan vir altyd so kort wees? Naarheid stoot in haar op. 'n Kombinasie van moedeloosheid, mislikheid en die vorige aand se whisky. Is jy seker dit is hoe jy Zander wil onthou? 'n Prentjie van haar man se verkoelde liggaam vir ewig in haar geheue. Emily skud haar kop. Nee. Sy wil hom onthou met die glimlag om sy mond, die warmte in sy oë wanneer hy na haar kyk, die hitte van sy hande. Sy kyk op, terug in Neil se grys oë. 'n Kort afsluiting. Afsluiting. 'n Mooi manier om te sê dat sy met haar eie twee oë wil sien dat hy weg is. Alles is nou net oor sê. Dalk is hy reeds in die eerste fase van die rouproses. Ontkenning. Gee my net vandag om my dinge agter mekaar te kry. Ek sal 'n paar konsultasies moet skuif. Ekskuus? Erns het sy 'n deel van hulle gesprek verloor. Bied Neil aan om saam met haar Botswana toe te gaan. Hy is 'n gewilde neuroloog. Hy kan nie net oppak en kantore toemaak omdat sy sussie iemand nodig het om haar hand vas te hou nie. Ek is seker Caris Capital sal vir ons een van hulle privaatstralers beskikbaar kan stel. Praat Neil verder asof dit 'n uitgemaakte saak is. Hierdie nuus is seker maar moeilik vir hom ook. Hy en Zander was meer soos broers. Ons sal moet vlieg. Vlieg. Die woord sweep slag deur haar. Vensters wat nie kan oopmaak nie. 'n Deur wat toeslaan en toe bly. Vasgekeer, vasgevang. Nee, hy kyk na haar asof sy mal is. Nee. Sagter hierdie keer. Gister het dit na 'n goeie idee geklink. Vandag smoor die vooruitsig haar. Ek wil nie vlieg nie. Ons kan ry. Neil frons. Dit is meer as 16 ure op die pad. Ons kan beter maak om te bestuur. Met 'n toedeur en 'n afgerolde venster. Hoofstuk 4. You have reached the voicemail box of... Sy is al die hele oggend besig op die foon. 'n Bom het ontplof, mense is dood. En die handjievol mense wat wel hulle fone antwoord, het geen antwoorde nie. Niemand weet enige iets nie. Emily smyt haar selfoon neer. Dit gly oor die gladde oppervlak van die lesenaar en tref die geraamde foto wat op die rand van die tafel staan. Dit gaan omval. Sy strek haar hand uit om te keer. Asof in stadige aksie, tuimel die fotoraam af. Glas versplinter toe die raam die vloer tref. Sy staar na die foto wat wegkruip agter die glasskerwe. Dit is haar gunsteling van al hul honderde troufoto's, 'n perfekte oomblik. Sy en Zander staan 'n entjie weg van die ander gaste, vasgevang in hulle eie wêreldjie. Haar oë is op Zander. Die glimlag om haar mond spreek van sielsgeluk. Dit is die kyk in haar oë. Die intensiteit van haar liefde vir Zander is vasgevang en vir ewig in hierdie foto. Hoe kan een mens 'n ander so lief hê? So intens bemin in slegs 'n greepie van haar lewe? 4 jaar is niks. Niks teenoor die leeftyd wat hulle saam moes gehad het nie. Daardie lewe lê nou soos die fotoraam op die mat. Versplinter. Emily?
Nita se gesig verskyn in die oop deur. Wat het gebeur? Sy volg Emily se oë na die stikkende fotoraam. Nita kom nader, hurk en tel dit op. Dis net die glas wat gebreek het. Die raam lyk nog heel. Ons kan dit regmaak. Hoe? Dood kan nie weer lewe nie. Die een woord wat nie trappe van vergelyking het nie. Dood. Dooier. Doodste. Dood is vir altyd. Emily? Vra Nita weer. Daar is kommer in haar stem. Emily maak haar mond oop. Die woorde wat moet volg is 'n leuen. Ek is okay. Die woorde word nie geuiter nie. Sy was nog nooit 'n leienaar nie. Sy is alles behalwe okay. Die huis voel benoud. Sy het oopte nodig, spasie. 'n Smerpende wenkie blaas teen Emily vas toe sy die skuifdeur oopstoot. Oefening. Stap. Iets. Enige iets om die tyd wat oneindig voor haar uitstrek om te kry. Dit is frustrerend om voortdurend teen mure vas te hardloop. Hoekom het niemand antwoorde nie? Iemand moet tog sekerlik weet wat met Zander gebeur het. Tussendeur haar oproepe en Google soektogte wat minder as niks opgelewer het nie, het sy daarom onthou om hulle seiljagvaart te kanselleer, sommer met 'n e-pos. Sy het nie kans gesien vir 'n verduideliking nie. Emily vorder 'n entjie van die grys sekuriteitskliphuisie af, wat jantjies gewoonlik beman. Daar is geen teken van jantjies nie. Die sypaadjie staan steeds vol nieshonger wolwe. Geen wonder jantjies is nie op sy pos nie. Hy kruip seker weg. Niemand is lus vir al hulle vrae nie. Emily verander van rigting voordat 'n steelfoto van haar môre op een of ander voorblad verskyn. Dit is nie asof sy enigiets het om vir hulle te sê nie. Dalk moet sy tog met hulle gaan praat. Die tafels 'n bietjie omkeer en vir 'n slag die joernaliste peper met vrae. Uitvind wat hulle weet. Iemand moet tog sekerlik iets weet. Waarom was Zander en sy kollegas geteiken? Was dit dalk die aksie van terroriste? Sien sy regtig kans vir 'n spul joernaliste? Nou, vandag. Haar gemoed ry reeds wiplank met haar. Dalk is dit nie so 'n goeie idee nie. Vir nou het sy eers 'n ander probleem om te oorkom. Om ongesiens te ontsnap. Emily verander weer van koers. Sy weet waarna sy soek. Kort nadat sy by Zander ingetrek het, het hy dit vir haar gewys. Die nooduitgang. Hierdie situasie tel seker as 'n noodgeval. Nou moet sy dit net in hierdie kolossale tuin met sy golfbaan, groen grasperke en kleurvolle beddings vind. Versteek agter 'n reuse kanverfoeliestruik, sien Emily die raamwerk van 'n deur. Dit is dit. Die deur wat lei na 'n ander straat. Sy het al baie gewonder oor oupa Alexander Karras, na wie Zander vernoem was. Die oomie was duidelik erg paranoïes. Meeste van die vertrekke in die huis het deure wat na buite lei. Op 'n patio, stoep, balkon. Oupa Alexander wou beslis nie vasgekeer gevoel het nie. Wie weet, dalk het hy ook 'n vorm van engtevrees gehad. Klaustrofobie of paranoia? Dis 'n dun lyn wat die twee skei. Sy behoort te weet. Emily staar na die houteer met die swart gietysterskarniere. Dit lyk meer na 'n kunswerk as 'n funksionele deur. Wanneer laas was iemand genoodsaak om van hierdie uitgang gebruik te maak? Was iemand al ooit? Gaan die deur gesluit wees? Die slotte vasgeroes wees? Soos alles in en om die Van Linden woning, is die deur ook mooi in stand gehou. Selfs die gietysterskuifslot lyk niet. Die slot skuif maklik oop. Die deur is egter 'n ander storie. Dit kla soos 'n droewige begrafniskoor toe sy dit met moeite oopstoot. Sy steek eers haar kop uit, loer straat af, straat op. Niemand. Die toemaak van die deur verloop makliker. Die deur val terug in plek en vir 'n oomblik moet sy mooi kyk om dit weer te vind. Aan die buitekant lyk die deur soos die res van die grys muur. Oupa Alexander het beslis geweet hoe om iets onopsigtelik te versteek. Emily keer haar rug op die deur. Waarheen nou? Links? Regs? Maak die rigting regtig saak. Dit is nie asof sy elders heen op pad is nie. Haar bene begin beweeg. Groen bome, verlate strate, oopte, spasie. Presies wat sy nou nodig het.
Die afstand tussen Emily en die huis groei, as sy net haar brein vir 'n kort rukkie kon afskakel. Die stem wat herhaaldelik vir haar vra, "Wat maak jy nou?" kan stil maak. Musiek sou seker gehelp het. Ander mense se woorde in haar kop is beter as haar eie. Haar voetsole begin brand, sy mustekkies aangetrek het. Anders as die stewels in daardie liedjie, is hierdie steweltjies van haar beslis nie gemaak vir stap nie. Emily beer nog vorentoe. Ten minste is daar nou 'n ander pyn waarop sy kan fokus. Gaan dit regtig 'n verskil maak as haar voete net so flenter soos haar hart is? Eerens het sy 'n afdraai geneem wat haar langs 'n hoofpad uitgespoeg het. 'n Ouerige tannie staan met 'n harige jolkie 'n entjie van haar af. Die tannie is besig om 'n koerantopskrif te lees, terwyl Sniffels elke sentimeter van die lamppaal besnyf. Motorbom eis 3 lewens, lees die koerantopskrif in swart letters. Die plakkaat herhaal homself. Paal na paal. Asof dit die enigste gebeurtenis van die afgelope 24 uur is. Tragies, is dit nie? Die tannie beduie na die opskrif. Die koerante sê een van die mense was die eienaar van Caris Capital. Die tannie kyk na haar. Wag sy vir 'n antwoord, 'n reaksie. Hoe is sy veronderstel om te reageer? Hy was nog so jonk, aantreklik ook. Is eers die ander dag getroud, bloedjong vroutjie. Gesels die tannie verder. Duidelik nie gepla deur Emily se stil swy nie. 34 is nie meer bloedjonk nie, troef Emily se gedagtes die ouer vrou se woorde. Ten spyte van die koue, voel haar wange soos 2 warm kole. Sy vryf haar klampalms teen haar broek droog. Hoekom staan sy tog en luister? Hoekom draai sy nie net om en verdwyn tussen die huise nie? Dit is tog wat sy wil doen. Verdwyn. Ek onthou daardie eerste ruk nadat my Stoffel oorlede is. Hoe alleen ek gevoel het. Stoksiel alleen. Die kinders is almal uit die huis, uit die provinsie of uit die land uit. Dit gebeur gereeld. Gesprekke met wildvreemde mense, waar hulle dinge met haar deel wat 'n mens nie veronderstel is om met 'n vreemdeling te bespreek nie. Miskien het sy maar net een van daardie "vertel my jou lewensverhaal" gesigte. Dit is seker van waarde in haar beroep as sielkundige. Die jorkie snyf steeds. Lig 'n been teen die een kant van die paal, snuif weer. Dit was my kleindogter wat Stoffeltjie vir my gekry het. Die tannie beduie na die hondjie wat steeds ruik. Stoffeltjie? Hoor Emily haarself vra. Was Stoffel nie die tannie se man nie? Wat 'n eienaardige naam vir so 'n bondokkie. Die tannie flits vir haar 'n breë glimlag. Ja, ek het hom na my oorlede man vernoem. Net so vol stront met kos soos sy naamgenoot. Stoffeltjie is uiteindelik klaar met sy besigheid en begin aan die leiband beer. Dit help, die ekstra asempie in die huis. Die tannie beduie weer na die burgerplakkaat. Dalk moet die man se vroutjie vir haar 'n hondjie kry. Dalk moet die man se vroutjie haarself uit die voete maak. Die jokkie ruk weer aan die leiband. Die tannie gee 'n tree vorentoe. Hier is haar uitkomkans. Geniet die stappie verder, tannie. Groet Emily en met 'n laaste wyf draai sy om en beweeg terug in die rigting van haar huis. Sy wil weer vir Bertus gaan bel. Hoopelik is daar nuus. Goeie nuus. Hoofstuk 5. Emily trek haar stewels en sokkies uit toe sy by die huis instap. Die koue marmervloer is 'n lafenis vir haar seer voete. My jennetjie tog. Rita klink skoon uitasem toe sy op haar afstorm. Tekens van trane nog sigbaar op haar wange. Jy het soos 'n groot skêr verdwyn. Soos 'n groot speld verdwyn, korrigeer Emily, maar net in haar kop. Wanneer Nita se emosies hoogloop, glip haar uitdrukkings 'n bietjie krom uit. Net weg. Nita gooi haar arms in die lug. Ek het amper die polisie gebel. Waar was jy? Jou kar staan dan nog in die garage. Nita wag nie vir 'n antwoord nie. Sy gooi net haar arms om Emily en trek haar nader. Hoe maklik sal dit nie net wees om al hierdie hartseer wat binne haar woed op Nita se skouer uit te stort nie. Net vir 'n klein oomblik haarself toe te laat om behoorlik te huil. Nita sal troos. Nita sal nie oordeel nie. Nita sal verstaan. Van kleins af het sy geleer om net vir mense te wys wat nodig is.
Die muur wat sy om haar emosies gebou het, moet in plek bly, veral nou. Ek het 'n entjie gaan stap, sê Emily toe Nita haar 'n armlengte weghou. Die huis het 'n bietjie klein gevoel. Nita knik. Sy twyfel of Nita regtig verstaan. Hoe kan so 'n massiewe woning klein voel? Meneer Oberholzer het jou gebel. 'n Paar keer al. Ten minste was haar uitstappie goed vir iets. Tyd verloop vinniger as jy nie na die sekondewyser van 'n horlosie staar nie. Ek sal hom nou terugskakel. Ek bring vir jou 'n koffietjie. Nita kyk af na Emily se kaal voete. En slippers. Emily se selfoon vibreer op die lessenaar toe sy by die studeerkamer instap. Die gebreekte fotoraam is weg. Die foto ook. Haar hand vries toe sy die naam op haar selfoonskerm sien. Zander. 'n mengsel van opgewondenheid en verligting spoel oor haar. Zander leef. Sy kry die groen knoppie geswep. Haar mond vorm sy naam, klankloos. Sy druk die selfoon teen haar oor. Nou, enige oomblik gaan sy Zander se stem hoor. Mevrou van Linden, Loodzwaar bene trek haar af tot in die naaste stoel. Die stem behoort nie aan haar man nie. Natuurlik sal Zander haar nie bel nie. Daar is nie telefoonlyne tussen die dooies en lewendes nie. Bertus skakel haar seker vanaf Zander se kantoor. Hallo Bertus. Haar stem klink hees, krapperig. daar het sopas nuwe inligting na vore gekom. Hy mors nie tyd met kletspraatjies nie. Daarom iets wat sy van die man kan waardeer. Die motor was nie 'n huurmotor, soos wat ons aanvanklik gedink het nie. Die hotel waar Caris Capital vir hulle plek bespreek het, 'n drywer na die lughawe gestuur om hulle op te laai. Wat beteken dit? Beteken dit dat die bom geplant was? Was dit beplan? Daar was net 3 mense in die voertuig. Praat Bertus voort. Een was die bestuurder. Dit neem maar 'n oomblik voordat sy verstaan wat Bertus bedoel. As die een persoon die bestuurder was, wie was die ander 2 dan? Is daar 'n moontlikheid dat Zander nie in die motor was nie? Kan hy nog leef? Haar oomblik van hoop syfer weg. As Zander geleef het, sou hy haar dadelik gekontak het. Hy sou nie net verdwyn het nie. Stanley Andrews en Brandon September het saam met meneer van Linden gevlieg. Skuldgevoelens spat soos vuil modderwater teen haar vas. Sy was so vasgevang in haar eie wêreldjie van selfbejammering, dat sy nooit eens daaraan gedink het om te vra wie die ander mense was wat saam met Zander gevlieg het nie. Vir Brandon het sy net vlugtig tydens 'n werksfunksie ontmoet. Hy was Zander se ouderdom. Sy vrou was hoogswanger met hulle 3de kind, 'n dogtertjie. Wat gaan nou van sy vrou en hulle 3 dogters word? En oom Stanley, die Engelse oom met sy Einstein hare, 70 snor en bruin tweed baadjie, wat altyd in gebroke Afrikaans met haar gepraat het. Hy sou aangebly het by Caris Capital, totdat Zander teruggekeer het vanaf hul sabbatsjaar. Hy was so baie by hulle aan huis, amper soos 'n tweede pa vir Zander. Hoe lank voordat die identiteite bekend is? Asseblief, laat Zander leef. Asseblief, laat Zander veilig wees. Is dit verkeerd om te hoop dat haar man die een is wat oorleef het? Maak dit van haar 'n aaklige mens? Of net menslik? Ek is nie seker nie. Ons het reeds gereël dat al 3 se tandartsrekords aangestuur word. Tandartsrekords? Naap Emily. Hoe erg is hul liggame verbrand, dat hul uitgeken moet word deur tandartsrekords? Emily skud haar kop. Nee, sy wil liewers nie weet nie. Mevrou van Linden, u het nie nodig om oor enige iets bekommerd te wees nie. Caris Capital sal al die reëlings tref.
Ons het reeds aansoek gedoen vir 'n permit om die liggame na Suid-Afrika te importeer. Importeer, asof hulle goedere is. Is dit wat jy word wanneer jy jou laaste asem uitblaas? Iets, nie meer iemand nie. Ons sal ook al die begrafnisreëlings behartig. Voer Berthe sal eensydige gesprek voort. Sodra hulle uitgeken en die polisie klaar is met die ondersoek, sal ons reël verbalseming. Dit sal seker so 24 uur neem. Balseming. Vind sy haar stem. Is dit wat Zander wou gehad het? Ons het nie eintlik 'n keuse nie. Liggame mag nie terugkom in die land as dit nie gebalsem is nie. Sy kan nie nou daaraan dink nie. Daar is 'n moontlikheid dat Zander nog leef. 'n 1 uit 3 kans om te leef is steeds beter as 'n bevestigde dood. Sy moet so spoedig as moontlik in Botswana kom. Bertus, sal jy kan reël vir die maatskappy vliegtuig asseblief? Ek wil graag vanaand of môreoggend Botswana toe vlieg. Emily se maag knoop toe Bertus instem. Nou is nie die tyd om te fokus op haar vrese nie. Sy moet uitvind wat met Zander gebeur het. Iemand sal antwoorde moet hê. Hoofstuk 6. Emily huiwer voor die huispak. Dr. Neil Fouché, neuroloog. 5de vloer, koggel die silwerplaatjie tussen die 2 huispakke. Druk die knoppie. Gee 2 tree, strek jou arm uit. Raak net aan die knoppie. Jy kan dit doen. Sy beweeg nie. Om die huispak na die grondvloer te ontbied is nie die probleem nie. Dit is die stap wat daarop volg wat haar benoud maak. Vasgekeer binne 'n klein staalboksie. Geen vensters, geen oop deure. Wat as sy weer binne 'n huispak vasgekeer word? 'n Vrou skuur verby haar en druk die knoppie. So maklik, asof dit 'n alledaagse ding is. Dit is seker, vir ander mense. Die deur van die staalmonster gly stadig oop. Die vrou klim in die gedierte se bek. Haar hand hou die deur oop. Sy beduie met haar kop dat Emily haar moet volg. Dit voel amper soos déjà vu. Kom nou, ou bangbroek, gee net daardie eerste treukie. Haar bene weier volstrek om te beweeg. Die vrou in die huispak draai haar kop skeef en frons. Sy dink seker Emily is koekoes. Haar diagnose is nie heeltemal verkeerd nie. Die vrou klap haar tong toe Emily haar kop skud. Emily staan terug en kry 'n bietjie afstand tussen haar en die staaldeure. Die gedrogse bek skuur toe. Sy moet dit net doen, haarself forceer. Hoe gouer, hoe beter. Sy kan nie toelaat dat hierdie ding haar weer oorheers nie. Gelukkige herinneringe. Dit is waarop sy moet fokus. Herinneringe soos die dag toe sy vir Zander ontmoet het. Dit was 'n dag amper soos vandag. 'n Dag wat ook met 'n praat haarself moed in voor 'n huispak begin het. Emily vermy die spieëls in die voorportaal. Spieëls is onnodig. Sy weet reeds hoe sy lyk. Wind verwaaid, nat gereën. En nou is sy boonop laat ook. Ongelukke tref jou mos in drieë. Eers besluit haar selfoonwekker vanoggend is 'n goeie tyd om te staak. Toe flikker die onthou om petrol in te gooi liggie toe sy haar motor aanskakel. En nou dit. Haar afspraak is op die 22ste verdieping. Hoe gaan sy 22 stelle trappe later lyk? Alles behalwe vars en vrolik. Sy het nie 'n keuse nie. Vandag is die dag wat sy daardie huisbakgedoente sal moet aandurf. 10 minute voor haar afspraak herinner haar polshorlosie haar. Vroeg is vroeg, betyds is laat, en laat is onaanvaarbaar. Die huisbak se deure skuif oop. 'n Man beweeg nader. Hy plaas sy hand op die deur en beduie dat sy kan ingaan. Nog een van daardie verlore gentleman tipes. 'n Tree vorentoe. Dan nog een. Sy kan dit doen. Sy moet dit doen. Moenie dink aan die staalboks wat geen uitkomkans bied wanneer jy eers binne sy kake is nie. Fokus op iets anders. Enige iets anders. Die man. Kort geknipte heuningbruin hare. 'n dagoue baard.
'n vierkantige gesig wat 'n beeldhouer na klei sal dryf. En daardie lyf sien beslis meer as net die binnekant van 'n hoekkantoor. Elke polslag van die man vibreer sukses. Selfs al kyk sy verby die Armani en Rolex. Dalk moet sy ophou om na die man te staar, asof dit 'n veiling is en hy te koop is. Sy sal beslis al haar geld op hom bied. Haar laaste paar rand as dit moet. Emily is binne die hok. Die deure het toegeskuif sonder dat sy dit eers besef het. Die digitale nommers klim. 5, 6, sy kan dit doen. Vandag gaan sy die huispak baas raak. 10, 11, en toe gebeur dit. Alles gelyktydig. Die huispak huk tot 'n swart stilstand. 'n Angskreet ekho in die donkerte. Dit klink amper soos haar eie benoude stem. Haar hart klop al vinniger. Waar is die suurstof? Die koue blikmonster is stadig maar seker besig om die laaste bietjie suurstof op te slurp. Emily strek haar hande uit. Koue, harde metaal. Dink. Dink aan iets. Enige iets. Iets anders. 'n liedjie. Woorde van 'n liedjie. Alanis Morissette se Ironic kom by haar op. So die verkeerde liedjie. So die verkeerde tyd. Sy kry nie asem nie. 'n lig breek deur die donkerte. Helder. Dit lok haar soos 'n mot. Die kragopwekker sal seker nou inskop. Sê die man wat agter die selfoonflitslig staan. Hy glimlag vir haar, gerusstellend. Emily se hart begin galop. Hierdie keer vir 'n heel ander rede. Hy skuif sy selfoon na sy linkerhand en hou sy regterhand na haar toe uit. Die minste wat sy kan doen, is om die man se hand te neem. Sy het mos maniere. Zander, Stel hy homself met 'n stewige, jy kan my vertrou, handdruk voor. Emily is kort van asem toe sy die 5de vloer bereik. Dit moet die trappe wees, nie die herinneringe nie. Van daardie dag af was sy en Zander onafskeidbaar, tot en met 'n dag gelede. Asseblief Zander, leef. Neil se ontvangsdame se oë swem simpatiek toe sy Emily groet. Natuurlik weet sy. Elke nuusbulletin en elke tweede lamppaal op pad na Neil se spreekkamer het die nuus uitgebasyn. Amper asof Alexander Karras van Linden en Karras Capital een mens is. Einde van die Karras-era? Wie erf nou die Karras fortuin? Is jou belegging steeds veilig by Karras Capital? Vertrou die media om soos 'n bloedhond sensasie na te jaag. Die spul aasvoëls is juis die rede waarom sy weer eens die nooduitgang gebruik het. En moes reël dat 'n Uber-bestuurder haar 'n paar strate verder oplaai. Jy kan ingaan. Dr. Miel het nie nou pasiënte by hom nie. Neil is besig om iets met een vinger op sy selfoon te tik toe Emily instap. Sy spreekkamer is Spartaans. 'n Lesenaar, landlynfoon, 3 stoele, klein boekrak, boekbins vol met mediese boeke. Bo op die boekrak 'n dorsvetplant. Die plant is besig om te mumifiseer in 'n kleipot. Wanneer gaan mense ophou om vir Neil plante te gee? Emily, Verbasing syfer deur sy stem. is daar nuus? Sy knik, gaan sit oorkant hom en vertel hom kortliks van Berthe se oproep. Daar was net 3 mense in die motor. Een was die bestuurder, dit is reeds bevestig. Sy kyk vir 'n oomblik na die sertifikate teen die muur agter Neil. En Zander? Emily trek haar skouers op. Dan sien sy die foto van Ivanka op Neil se lesenaar. Dit is nuut. Sy het nie gedink dat sy verhouding met die blonde bom so lank gaan hou nie. Blykbaar was sy verkeerd. 3 mense van Karras Capital was op daardie vlug. Sy tel die name met haar vingers af. Zander, oom Stanley en Brandon September, 'n produksiebestuurder. Neil staan op en beweeg na die deur. Moenie, keer Emily, toe hy dit wil toemaak. Sy staan op en skuif die aluminium raamvenster oop.
Neil wag totdat sy nog 'n venster oopmaak voordat hy die deur toestoot. Ek het gedink dis weg. Dit was, antwoord Emily toe sy weer gaan sit. Nou is dit terug. Neil staar 'n oomblik lank na haar, ondersoekend. Sy weet hy gaan haar nie opsaam met 'n klomp vrae nie. Darms uitreig is nie een van sy eienskappe nie. Ek het vroeër met die speurder gepraat wat die saak ondersoek. Verander Neil die rigting van die gesprek. Molefe. En? Hy skud sy kop en gaan sit weer. Alles is nog spekulasie. Daar is geen bewyse wat daarop dui dat die aanval op Zander of Caris Capital gemik was nie. Die vraag wat haar na Neil se spreekkamer gedryf het, huiwer op haar tong. Sy moet die vraag vra. Die uitdrukking op Neil se gesig sien wanneer sy hom vra, ongeag die antwoord wat sy daarop gaan kry. Emily skraap moed bymekaar. Neil? Sy wag totdat hy na haar kyk. Dink jy Zander leef nog? Sy antwoord kom sonder aarzeling. Ek hoop regtig so. Neil kyk met 'n frons na sy selfoonskerm toe dit begin lui. Verskoon my. Fouché, hallo? Groet hy. 'n Oomblik later verander sy frons na 'n breë glimlag. Naveen, my man, how are you? Haven't been in touch for a long time. Naveen Reddy is 'n ou universiteitsvriend van Neil. Sy het nie geweet hulle is steeds in kontak nie. Die laaste keer wat Neil iets oor Naveen genoem het, was Naveen ergens in Afrika. Naveen moes iets gesê het, want Neil se hele liggaam verstyf. 'n Bleekheid klou aan sy kaak. Are you sure? Sy blik ontmoet Emily se vlugtig, voordat hy opstaan en sonder 'n verdere woord by sy spreekkamer uitstap. 'n Koue kom maak nes in haar binneste. Iets het gebeur. Iets wat Neil nie wil hê sy moet weet nie. Sy wil opspring, nader aan die deur beweeg en luister of sy 'n deel van die gesprek kan hoor. Maar haar bene sal haar nie nou kan regophou nie. Haar liggaam beweeg nie. Haar gedagtes hardloop egter met haar weg, maar steek by een woord vas. Zander. Toe Neil 'n paar minute later terugkeer, lyk dit asof hy 'n bietjie van sy ewewig teruggekry het. Net 'n bietjie, want alles wat Neil voel, staan gewoonlik in hoofletters op sy gesig geskryf. Beslis die wêreld se vrotste pokergesig. Als okay? Vra Emily toe Neil weer gaan sit. Haar stemtoon verraai niks van die storm wat binne haar woed nie. Ja, natuurlik. Sê sy mond, maar die oë wat haar vermy sê soveel meer. Duidelik het Naveen se oproep Neil ontstel. Hoekom sou dit? Die oproep het tog sekerlik niks met Zander te doen nie. Sy brand om te vra, maar iets sê vir haar dat sy nie 'n reguit antwoord gaan kry nie. Hoe gaan dit met Naveen? Ekskuus? Sy aandag is duidelik nie by haar nie. Neil se hande begin vroetel. Eers met sy selfoon, dan beweeg dit na 'n pen, terug na die selfoon. Toe Emily met haar hand aan syne raak, ruk hy. Praat met my, Neil. Hy kyk haar in die oë. Sy ken daardie kyk. Sy het dit al soveel keer van tevore gesien. Dit is sy beskermde ouboetkyk. Emily trek haar asem in. Hard. Diep. Daar is net een rede hoekom Neil haar sou wil beskerm. Het jy iets van Zander gehoor? Blaker sy die vraag uit. Nee. Antwoord hy te vinnig. Hoekom sal iemand my oor Zander kontak? Hulle sal mos eerder vir jou bel. Of vir iemand by Caris Capital, vir Bertus. Neil se gebabbel word onderbreek deur 'n klop aan die deur. Binne. Verligting spoel oor Neil se gesig toe sy ontvangsdame in die deur verskyn. Dokter se volgende afspraak is hier. Dankie, Janet. Neil mompel 'n verskoning. Tog kry Emily nie die gevoel afgeskit dat hy so gou as moontlik van haar ontslae wil raak nie. Is hy bang dat sy die waarheid uit hom gaan trek? Ons moet praat, Ja, later. sê hy toe hy haar by die deur groet. Ek sal jou bel. 'n Ongemaklikheid volg haar met die trappe af. Neil jok nie vir haar nie, nooit nie.
Vandag was die eerste keer. Hoofstuk 7. Emily krap die hoendercurry met haar vurk deurmekaar. Soos met alles wat Nita voorberei, lyk en ruik dit heerlik. Tog kan sy haarself nie so ver kry om die vurk na haar mond toe te bring nie. Hoe doen normale mense dit? Hoe tree 'n mens normaal op wanneer alles binne jou stikkend en rou voel? Zander was nie net haar man nie. Hy was haar ander helfte, haar beter helfte. Waar is hy nou? Lê sy liggaam, of dit wat van hom oorgebly het, nou in 'n donker koelkamer? Dalk leef Zander. Dalk lê hy alleen en ernstig beseer in 'n donker steegie. Emily staar na die bord. Dit verdwaal op die eetkamertafel. Dood of dodelik beseer? Dit is die enigste rede waarom Zander haar nie sal bel nie. Die skuifdeure wat op die stoep uitloop, staan oop. Skemerte sypel deur die oopte. Nog 'n dag is verby. Nog 'n dag sonder antwoorde. Emily was nog nooit die damsel in distress tipe wat handjies gevou wag vir 'n ridder om haar te kom red nie. Sy is gewoonlik iemand wat optree, iemand wat aksie neem. Dit is wat sy nou sal moet doen. Sy kort 'n plan van aksie. As sy net daardie deel van haar brein wat gewoonlik met idees vorendag kom, geaktiveer kan kry en hierdie lam gevoel kan afskud. Sy moet in Botswana kom. Presies wat sy daar wil gaan maak, weet sy nog nie. Enige iets is seker beter as om alleen in hierdie kolossale huis te wees, met net haar eie deurmekaar gedagtes as geselskap. Haar kop is op die oomblik 'n gevaarlike plek. Wat anders kan sy doen? Dit is nie asof sy kan terugkeer na haar sielkundepraktyk nie. Met hulle voornemende sabbatsjaar in gedagte, was al haar kliënte reeds tussen haar ander kollegas verdeel. Sy word nie daar benodig nie. Wat wil sy in elk geval by die spreekkamer gaan maak? 'n handjievol jammer om te hoor van jou verlies gaan insamel. Sy het vandag genoeg simpatieoproepe en boodskappe gekry. Kollegas, kliënte, mense met wie sy jare laas gepraat het. Hoe help sy in elk geval ander mense met hul probleme, nou dat haar eie probleme soos Mount Everest voel? Veral nou dat haar klaustrofobie weer kop uitgesteek het. Dit was altyd daar, sluimerend. Elke keer wanneer sy doodstyding kry, spring die fobie regop met 'n skerp tand glimlag. Piep piep, kondig haar selfoon 'n boodskap aan. Dit is 'n WhatsApp-video vanaf 'n onbekende nommer. Haar vinger huiwer op die blokkeerknoppie. Iets keer haar. Die prentjie van die videogreep wys 'n verlate pad met net een wit voertuig in die verte. Sy druk op die onbekende nommer om die profiel oop te maak. Geen profielfoto nie. Net 'n ronde grys sirkel. Geen naam. Dit is die skakelkode wat haar aandag trek. +267. Is dit nie Botswana nie? Wie ken sy in Botswana? Zander. Met bewende vingers klik Emily op die video. Dit lyk asof die video vanaf 'n paneelbordkamera geneem is. Die video begin met 'n wit vierwiel aangedrewe voertuig. Dit is 'n hele entjie voor die motor waaruit die video opgeneem is. Dit lyk amper asof daar 'n plakker op die wit motor se agteruit is. Woorde. Dalk die naam van 'n besigheid. Die afstand is te ver om die woorde uit te maak. Die motor met die paneelbordkamera verminder spoed. Drasties. Amper asof dit opsetlik 'n aansienlike afstand tussen die motors wil bewerkstellig. Hoekom? Daar is geen ander voertuie op die pad nie. 'n Radio word aangeskakel. Sag. Skaars hoorbaar. Emily probeer die wysie plaas. Dan word die radio oorverdowend hard gedraai. Woorde skree oor die luidspreker. Here comes the... Herhaaldelik. 'n Opbou tot iets. Hoendervleis slaan oor haar arms uit. Here comes the boom! 'n Wolk van vlamme verteer die wit voertuig. Stof, rook, pyn. 'n Suisende stilte en dan eindig die videogreep. Swart.
Hoendercurry spat in verskillende rigtings toe Emily se selfoon uit haar hand glip en in die bord kos beland. Haar vingers bewe toe sy die foon optel en dit met 'n servet skoonvee. Is dit die voertuig waarin Zander was? Watter siek mens sal so iets vir haar aanstuur? Sonder om te dink, skakel sy die nommer. Die WhatsApp-oproep gaan nie deur nie. Sy probeer 'n gewone oproep. Die foon lui nie eers nie. Dis af. Emily stoot die nommer op haar foon en stuur die video en die kontakkaart vir Neil. Dalk kan hy dit vir die speurder aanstuur wat die saak ondersoek. Sy tel tot by 300 voordat sy vir Neil bel. 5 minute is seker genoeg tyd om na die video te kyk. Neil antwoord dadelik. Het jy dit gesien? Haar stem klink net so hysteries soos wat sy voel. Stilte. Sekondes stik verby. Verbeel sy haar of hoor sy 'n aankondiging in die agtergrond? Neil? Ek het dit reeds gesien. Dit trend op YouTube, TikTok en Twitter. Hoekom? Wat help dit om met Neil te baklei omdat hy haar nie dadelik gekontak het toe hy die video gesien het nie? Sy het dit nou gesien. Sekere goed kan nie ongesien word nie. Dink jy dit was? Weereens verlaat die woorde haar. Hoe vra 'n mens dit? Dit is een ding om te vermoed dat jou man moontlik tydens 'n motorbomontploffing oorlede is. Dit is iets heeltemal anders om dit eerstehands te sien gebeur. Baie mense spekuleer dat dit wel die voertuig was. Molefe was nie beskikbaar nie. Ek wag nog vir hom om my terug te skakel. Dink jy dat die persoon wat die video geneem het verantwoordelik was vir die motorbom? Dit wil so voorkom. Neil klink moeg. Kom ons spekuleer nie. Kom ons wag liewers om te hoor wat die polisie sê. Watter tipe monster doen so iets? Is siek in sy kopjeen. Iets word weer in die agtergrond afgekondig. Emily, ek moet gaan. OK. Ek het met Bertus gereël dat ons een van Caris Capital se vliegtye gebruik. Hoe laat kan jy môre vlieg? Emily sluk. Sy sal moet vlieg. Ek kan meer pilletjie neem as dit moet. Miskien kry sy antwoorde in Botswana. Neil maak krapperige keel skoon. Iets het voorgeval. Ek sal nie môre kan gaan nie. Gee my asseblief 'n dag, miskien 2. Wat het voorgeval? Sy probeer nie eens om die irritasie in haar stem weg te steek nie. Net iets. Ek moet regtig nou gaan. Sy hoor hoe hy sy asem hard deur sy neus uitblaas. Emily, wag asseblief totdat ek terug is. Moenie iets onverantwoordelik aanvang en alleen Botswana toe gaan nie. Ek vra jou mooi. Stilte suis oor die foon. Emily, beloof? Emily druk die foon dood sonder om te antwoord. Sy is nie van plan om enige beloftes te maak nie. Hoofstuk 8. 15 April 2023. Magtig my kind, jy kan mos nie so hier buite sit nie. Nita se arm swaai wild rond. Emily voel al soos 'n verkluimde kuiken. Nie dat sy dit teenoor Nita sal erken nie. Harde kwas tot die bitter einde. Sy wou vroeër al 'n tweede beker koffie gaan maak het. Dit is net te veel moeite om op te staan. Nou lê sy maar op die breë rotangbank, staar na die berg en wag vir nog 'n dag om verby te gaan. 4 dae gelede was haar lewe perfek. En nou? Nou is sy 'n patetiese hoop van selfbejammering. Die ledigheid help nie. Dit maak die chaos wat binne haar woed net erger. Sy sal iets moet kry om te doen, iets anders as kaste regpak. Haar eie was maklik. Zander se het sy vermy en Nita het haar die kombuis belet, veral toe sy goed begin uitgooi. Sy het te veel tyd om te dink, te veel tyd om alles te ooranaliseer. Leef Zander? En waar is Neil? Hoekom ignoreer Neil haar oproepe? Is hy ook dood? Emily, Ruk Nita se stem haar terug. dit stoffies. Dit reën nie onder die afdak nie. Emily staar na haar kaal tone met die rooi-bruin toenails.
Sy moes nou op 'n seiljag gewees het, ergens in die Atlantiese Oseaan saam met Zander. Vrolikheid, champagne en soene. Die wind pluk aan die takke van die ou akkerboom. Onder die boom speel 2 voeltjies aan. Vanoggend klink die voeltjies se gechirp meer na geraas as gesels. Nita plant haar hande in haar sye. En wat is jou slim antwoord vir die wind? Emily trek haar skouers op. Sy het vandag geen antwoorde nie. Nie eers dom antwoorde nie. Antwoord Neil nog steeds nie sy foon nie. Nita beduie na die foon wat vir die laaste 37 uur aan Emily se hand vasgegom is. Sy bel hom. Elke uur. Maar sy selfoon bly af. Sy het selfs die vorige middag sy ontvangsdame geskakel. Volgens haar is Miel vir 'n paar dae uitstedig. Dit is die vrees om die onbekende alleen aan te durf wat haar daarvan weerhou om Botswana toe te gaan. Net nog 'n vrees wat sy op 'n manier moet oorkom. Emily skud haar kop. My WhatsApp-boodskappe na hom gaan ook nie deur nie. Dit is asof hy van die aardbol af verdwyn het. Het jy al daardie blonde enetjie gebel? Ivanka? Ja, daai een. Bel haar. En sê wat? Emily gooi haar hande in die lug. Hulle is amper 'n jaar saam en ek het skaars 10 woorde met die vrou gepraat. En wie se skuld is dit? Skaakmat. Sy kyk woordeloos na Nita. As haar brein net met 'n slim antwoord na vore wil kom. Simpel brein. Jy weet ek is nie goed met mense nie. Nonsens. Sy waai Emily se woorde weg asof dit lastige vlee is. Jy praat elke dag van jou lewe met mense. Luister na hulle probleme en gee raad. Dit is anders. Hoe is dit anders? Gesels is mos gesels. Hoe verduidelik sy dit aan Nita sonder dat dit klink asof sy in 'n inrigting hoort? Daar is 'n rede hoekom sy almal op 'n afstand hou. Dis 'n beskermingsmeganisme. Mense wat te na aan haar kom, sterf. Almal. Nie net familie nie. Almal. Selfs Amelia, haar graad 1 maatjie, het ook net 18 jaar oud geword. En Zander. Sy wil nie eens aan Neil dink nie. Sou Zander steeds geleef het, indien sy nooit ingestem het om saam met hom op daardie eerste afspraak te gaan nie. Moes sy nie net liewer daardie eerste dag, toe die huisbak se deure oopskuif, in die teenoorgestelde rigting as Zander gevlug het nie? Tis better to have loved and lost, than never to have loved at all, kom die Engelse digter se woorde by haar op. Die laaste 4 jaar was beslis die beste 4 jaar van haar lewe. Neil gaan met daardie meisiekind trou en dan is julle family. Breek Nita se stem deur haar gedagtes. Jy sal haar nie vir altyd kan dive en dak nie. Duck and dive. Huiwer die woorde op haar tong. Wat help dit sy korrigeer vir Nita? Die waarheid is die waarheid. Sy vermy vir Ivanka. Wat stel jy voor moet ek doen? Moet ek haar nooi vir koffie? Dit is 'n begin. Dis Saterdag. Sy werk mos nie op naweke nie. Nooi haar sommer nou. Vanoggend nog. Sy is seker ook alleen met Neil wat weg is. Wie weet, miskien het Neil haar gebel. Emily twyfel of Ivanka alleen is. Met haar borrelende geaardheid het sy seker 'n netbalspan vriendinne. Maar Nita het 'n punt beet. Dalk weet Ivanka waar Neil is. OK. Sy wend nie 'n poging aan om die nommer te skakel nie. Die ding gaan nie van self lui nie. Bel haar. Beveel Nita, voordat sy terug binne toe loop. Nita is vandag weer 'n vrou op 'n missie. Dit is seker terugbetaling, omdat Emily haar vingers in die Tupperware-laai gewaag het. 'n Wit leentjie. 'n Kleintjie. Dit is al wat nodig is om hierdie onaangename vooruitsig te vermy. Ek het vir Ivanka gebel, Nita, maar sy het nie haar foon geantwoord nie. So maklik. Die daad. Die nagevolge is natuurlik heeltemal 'n ander saak. Haar lys van slegte eienskappe is reeds 'n armlengte lank. Geen rede om leenaar ook by die lys te voeg nie. Sy verpes leuns, en sommer leenaars ook.
Net nog 'n rede waarom Zander die perfekte metgesel vir haar was. Sy het altyd presies geweet waar sy met hom staan. Geen mooi praatjies nie. Geen halwe waarhede nie. Net die waarheid. Haar vingers vind die groen ikoon. Neil het Ivanka se nommer vir haar gestuur toe hulle verhouding die 5de afspraak oorleef het. Vir indien jy my nie in die hande kan kry nie. Het hy nog geterg. En nou het daardie dag wraggies aangebreek. As wat het sy die nommer gestoor? Ivanka? Neil se vriendin? Blondie? Emily vind die nommer onder Ivanka se naam en druk die knoppie. Onaangename dinge is soos 'n pleister. Ruk dit net af en kry dit oor en verby. Die foon begin in haar oor raas. Sy trek die kombers wat Nita saam met 'n warm koffie vir haar gebring het, stywer om haar. Dit is steeds koelerig. Selfs al het die wind gaan lê en die reën genoeg vir een dag gehuil. Emily? Ivanka se stem klink waaksaam toe sy groet. Nie dat Emily rede het om haar te blameer nie. Dit is nie asof haar kerel se suster van vriendelikheid oorloop nie. Wat is fout? Natuurlik sal dit Ivanka se eerste reaksie wees. Emily wil met die deur en al by die huis inval en vra waar Neil homself bevind, maar bedink haarself. Die foto van Ivanka op Neil se lesenaar doem voor haar geestesoog op. Nita is moontlik reg. Neil lyk ernstig oor hierdie een. Sy sal 'n bietjie meer moeite moet doen, veral as Ivanka binnekort familie gaan word. Nie dat sy al ooit onbeskof met Ivanka of enige van Neil se ander vriendinne was nie, maar een woord antwoorde op vrae is seker ook nie 'n manier om 'n gesprek te laat vloei nie. Moeite. Dit is wat sy moet doen. Hoe gaan dit? Goed. Ivanka rek die woord uit. Huiwering hoorbaar in haar stem. Dis nou of nooit. Hier het 'n oulike koffiewinkel oopgemaak. Koffiehallik, net om die draai van ons. Wil jy miskien saam met my gaan koffie drink? Of cappuccino of tee? Voeg Emily vinnig by. Dalk drink Ivanka nie eens koffie nie. Sy lyk nogal na iemand wat laafvetmelk en kafeïnvrye koffie sal verkies. Hoe kan sy so min weet van die vrou wat al amper 'n jaar in haar broer se lewe is? Dit klink heerlik. Die behoedsaamheid het plek gemaak vir opwinding. Wanneer wil jy gaan? Emily kyk op haar horlosie. 8:00. Koffiewinkels maak mos gewoonlik vroeg oop. Hoopelik slaap die joernaliste wat voor haar hek saamdrom laat oor 'n naweek. Anders sal sy weer op die Uber-knoppie moet druk. Vandag, hoe klink 11:00? Perfek. Sien jou nou. Toodledoo. En nou? Nou sal sy met die vrou moet praat. Voorgee om normaal te wees. Selfs al is dit net vir 'n uur. Hoofstuk 9. Elke tafel met sy stoele lyk anders. Hout, staal, gietyster. Die eienaar het beslis moeite gedoen om te verseker dat elke sitplek uniek lyk. Die binnekant van die koffiewinkel is stampvol. Te veel mense, te min spasie. Die gruis knars onder haar voete, toe sy die kelner na buite volg. Gousblomme speel wegkruipertjie tussen 'n magdomstruike. By 'n tafeltjie, weggesteek onder 'n oranjeblaar esdoringboom, sien sy die blonde vrou. Emily is vroeg. Ivanka is vroeër. Dalk het hulle meer in gemeen as net Neil en stiptelikheid. Ivanka staan dadelik op toe sy haar sien. Emily? Met 3 tree is sy by haar en vou haar arms om Emily. Ek is so jammer oor Zander. Emily mompel 'n dankie, Ek hoop nie jy gee om dat ons buite sit nie. sê Ivanka toe hulle gaan sit. Dit is 'n bietjie crowded daar binne. Buite is perfek. Sou Neil iets vir Ivanka genoem het? Hoe ironies. Die kopdokter wat ander mense met hul vrese moet help, ly self aan klaustrofobie. Wat kan ek vir julle dames kry om te drink? Emily kyk op na die kelner. Sy blik is warm, vol jammerte. Sy weet wat hy sien. Dieselfde beeld wat vanoggend vanuit die spieël na haar teruggestaar het. Bleek, grys oë, ingesonke wange.
'n lewende dooie. Kan 'n mens so sleg lyk na net 'n paar dae? Cappuccino? Vra sy vir Ivanka. Dit klink heerlik. Hulle bestel cappuccino en wortelkoek. Emily het nooit gedink dat iemand so plankdun soos Ivanka 'n soettand versteek nie. Sy was ook verkeerd oor die laafvetmelk en kafeïenvrye koffie. Oor hoeveel ander goed is sy nog verkeerd? Hierdie plekkie is beautiful. Ivanka glimlag. Haar bruin oë lyk behoedsaam. Emily kan haar nie blameer nie. In al die tyd wat Ivanka met Neil uitgaan, het Emily nog nooit meer belangstelling getoon as om te groet en die daaropvolgende "Hoe gaan dit?" vraag te vra nie. En nou dit. Koffie en koek. Sy sou ook 'n bietjie katvoet gewees het. Kletspraatjies was nog nooit een van haar sterkpunte nie. Sy was nog altyd 'n beter luisteraar as gesprekvoerder. Die waarnemer, nooit die deelnemer nie. En nou moet sy praat, geselsies maak. Dit was immers sy wat die vrou vir koffie genooi het. Hulle kan tog seker nie die heeltyd sit en ongemaklik vir mekaar glimlag nie. Die vraag is net, waar begin sy? Ek was verbaas dat jy my vir koffie genooi het. Breek Ivanka die ys. Met Neil wat uitstede is, het ek gedink dat jy dalk ook 'n bietjie alleen voel. Is dit wat sy voel? Alleen? Neil sê daar is 'n moontlikheid dat Zander nie in die motor was nie. Emily se hande voel skielik ledig. Sy trek die wit keramiekhouer vir die suiker nader en begin die suikerpakkies rangskik. Haar hande verstil toe Ivanka sin vertroostend oor hare vou. Ek hoop so. Praat Ivanka verder. Regtig. Zander is een van die intelligentste mans wat ek al ooit ontmoet het. Waar ook al hy homself bevind, sal hy 'n manier vind om na jou toe terug te kom. 'n Ligte briesie swiep deur haar en kom maak nes in haar binneste. Emily knik. Sy vertrou nie haar stem nie. Sy kan nie nou emosioneel raak nie. Nie hier nie, nie met 'n gehoor nie. Emily skuif terug in haar stoel. Sy sal die gesprek in 'n ander rigting moet stuur. Verkieslike rigting waar Ivanka die onderwerp van bespreking is. Ek hoop nie dat ek jou vanoggend wakker gebel het nie. Glad nie. Jou oproep kon nie op 'n beter tyd gekom het nie. Ek het gisteraand die meeste van my goed in bokse gepak. Dit voel nie net asof ek binnekort trek nie. Dit lyk ook so. Dit is net kartonbokse waar jy kyk. Die woonstel lyk sommer vreemd. Emily stoot die suikerbakkie terug na die middel van die ronde tafeltjie. Wanneer trek jy? Neil het niks genoem van Ivanka wat trek nie. Alles het so vinnig gebeur. Ivanka se swaaiende hande praat saam. Die woonstel wat ek huur is onlangs verkoop. Nou wil die nuwe eienaars dadelik intrek. Ek moet maandag aand uit wees. Sjoe, dit is nogal vinnig. Ek is beskikbaar as jy hulp benodig met die trek, bied Emily aan. Sy is nogal goed daarin om goeders toe te draai en te boks. Nie net aardse besittings nie. Haar spesialiteit is eintlik emosies. Die laaste deel hou sy vir haarself. Nou is nie die tyd om Ivanka te laat wonder of Neil se enigste familielid 'n paar toebroodjies van 'n piknik af weg is nie. Dankie vir jou aanbod. Ek het gelukkig nie baie goed nie. Sodra Neil terug is, sal ons seker met die trek begin. Ivanka se hande begin skielik vroetel met haar pink en wit blommetjies serp. Neil was die een wat voorgestel het dat ek by hom moet intrek. Ek is opgewonde, maar ook vrek nervus. Dit gaan die eerste keer wees dat ek saam met 'n boyfriend bly. Emily is die laaste mens wat kan oordeel. Sy en Zander was skaars 6 maande saam toe sy by hom ingetrek het. Dit was seker die mees impulsiewe besluit van haar lewe. Maar wanneer 'n mens verlief is, neem jou hart beheer en moet jou brein net volg. Neil het onlangs vir hom 'n huis gekoop. 'n Familiehuis. Miskien is Nita reg. Dalk het Neil trouplanne. Jy het geen rede om senuweeagtig te wees nie. Probeer Emily haar gerusstel. Mel is nie iemand wat ligtelik besluite neem nie. Hy sou nie voorgestel het dat jy by hom intrek as hy jou nie regtig daar wou gehad het nie. Dink jy regtig so? Natuurlik. Ek ken my broer. Ivanka glimlag effens. Neil wou eintlik self vir jou vertel het.
Dit was 'n deurmekaar week. Alles het net so vinnig gebeur. Hulle word onderbreek deur die kelner 2 stoomende bekers koffieskuim en borde wat amper oorloop van skywe koek op hul tafel plaas. Ons sou julle vertel het voor julle seiljagrit. Ivanka se hande vou om haar beker. Toe krans die nuus oor Zander. En nou is Neil ook weg. Het jy al met Neil gepraat vandat hy weg is? Vra Emily die vraag wat binne haar brand. Dit is die vraag wat sy nie vir Ivanka oor die foon wou gevra het nie. Ivanka trek die bordjie wortelkoek nader. Ja, vanoggend. Vanoggend? Vra Emily. Neil leef. Sy is veronderstel om verligting te voel. Tog proe die smaak van woede bitter op haar tong. Aha. Mompel Ivanka, toe sy 'n koekvirkie vol wortelkoek in haar mond prop. Die blikskottel. Vir haar ignoreer Neil soos wat 'n spoedvraat 'n spoedteken ignoreer. Maar hy antwoord wanneer Ivanka hom bel. Emily blaas haar asem stadig uit. Wanneer kom hy terug? Nou is nie die tyd om haar speelgoed rond te gooi nie. Vanaand, anders môre. Alles hang af van die pasiënt wat hy moes gaan sien het. Pasiënt? 'n Kollega het vir Neil gebel oor 'n pasiënt met 'n breinbesering. Dit is seker baie ernstig, want Neil het sommer dieselfde aand gevlieg. Sodra hy terug is, Emily sien hoe Ivanka se mond beweeg, maar die res van die woorde bereik nie haar ore nie. Neil het agter 'n pasiënt aangevlieg en nou vermy hy haar. Hy het haar nog nooit vermy nie. Hoekom nou? Veral nou. Daar is net een logiese gevolgtrekking. Hy steek iets vir haar weg, iets groots. Neil is so deursigtig soos 'n motor se vooruit op 'n sonnige dag. Hy weet iets. Iets wat hy van haar wil weerhou. Sy is amper oortuig dat sy stilte iets met hierdie pasiënt te doen het. Emily forceer haar aandag terug na Ivanka. Hierdie vrou verdien meer as net die krummels van vriendelikheid wat sy die afgelope ruk na haar kant toe gegooi het. Vir die res van die kuier slaag Emily daarin om die gesprek te laat vloei, maar haar gedagtes bly by Neil en die onbekende pasiënt. Het hierdie skielike verdwyning dalk iets met Zander te doen? Hoofstuk 10. Emily drentel doelloos in die tuin rond. Die veelkleurige leeubekkies het hul gesigte van haar af weggedraai. Selfs die petunias lyk minder vrolik as gewoonlik. Dit is net die rose waarby sy kan aanklank vind. Blomloos en vol dorings. Haar bout begin vibreer toe haar selfoon lui. Neil. Sy kan nie vinnig genoeg die groen knoppie druk nie. Dalk het Ivanka hom vertel van hul koffie en koek afspraak vroeër vanoggend. 'n Afspraak wat gelukkig nie in 'n ramp geëindig het nie. Waar is jy? Geen hallo's of hoe gaan dit nie. Somme reguit na dit wat sy wil weet. Op die lughawe. Neil klink moeg. Haar kwaad smelt so effens. Watter lughawe? Kaapstad. Verlig blaas sy haar asem uit. Neil is naby. Hy klink ongedeerd, vir nou, totdat sy haar hande op hom kry. Hoe kan hy net vanaf die aardpol verdwyn sonder om met haar te praat? Maar daardie geselsie sal moet wag tot later. Vir nou wil sy hom net sien. Met haar eie oë sien dat hy veilig is. Is jy by die huis? Iets aan sy stemtoon klink vreemd. Ja, wat is fout? Ons moet praat, dringend. Jy maak my bekommerd. Het dit iets met Zander te doen? Dit is stil aan die ander kant van die lyn. Net hulle asemhalings is hoorbaar. Ek sien jou nou. Weer 'n stilte. Asof hy sy volgende woorde eers mooi moet bedink. Dan kom dit, die eintlike rede vir die oproep. Emily, hou asseblief 'n oop kop. 11 tree. Draai, 11 tree terug. Emily gaan staan vir 'n oomblik by die venster langs die voordeur. Loer uit. Niks. Steeds niks. Waar bly Neil? Sy pluk haar selfoon uit haar broeksak. 2 minute. Die tyd wat verloop het vandat sy die laaste keer na haar foon gekyk het.
28 minute vanaf Neil se oproep. Dit voel soos die langste halfuur van haar lewe. Neil behoort na enige oomblik hier te wees. 'n Rit vanaf die lughawe kan darm wragtig nie so lank neem nie. 'n Halfuur. Niks meer nie. Haar maag kriewel. Neil se geheimsinnigheid voorspel niks goeds nie. Sy weet dit sommer. Dit voel soos 'n leeftyd later, toe sy 'n motorengine in die oprit hoor luier. Haar bene voel loodswaar. Sy gaan sit kruisbeen op die koue marmervloer en luister. Die motorengine word afgeskakel. 'n Deur slaan toe. Kort daarna nog een. Stemme, skaars hoorbaar. Emily se uithou vermoë verkrummel en sy kom oorent. Die persoon aan die ander kant van die deur is nog besig om te klop, toe Emily die deur ooplik. Neil se hand hang nutteloos in die lug. Moe lyne omring sy rooi oë. Emily neem sy hand en trek hom nader. As jy ooit weer my oproepe ignoreer, breek ek jou klein toentjie. Dreig sy toe haar arm styf om hom slaan. Ek weet nog nie hoe nie, maar ek gaan Google en uitvind. Sy wil effens wegstaan, maar Neil hou haar aan die hand terug. Ek moes eers seker gemaak het. Seker gemaak het. Herhaal Emily met 'n frons. Waarvan praat jy? 'n Beweging agter hulle trek haar aandag. Die silhouet beweeg nader, tot in die ligkol op die stoep. Daar is iets bekends aan die manier waarop die figuur beweeg. Ek moes eers seker gemaak het dat dit wel hy is.